leef, omdat hy leef. Wat doen dit vir ons? En ek kan vra wie saam met my sal kyk op Psalm 23, ons is nog besig daarmee. En ek wil jy moet saam met my lees, sodat dit insink by jou. Psalm van Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Lees saam, praat saam. Hy laat my neer lê, en groen weilande. Na waters van rus is, lei hy my heen. Hoe die Here lei? Ons hoor wat sê die woord. Psalm of David, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Lei hy my heen. Nie onsself nie. Hoe baie keer wil ons self ons eie paadjies volg. Dit doen wat ons voel is reg. Dit ek sien is reg in my lewe. Ek wil so maak en so maak. Maar die Here het 'n plan vir elke van ons lewe. Hy wil jou lei. He wants to lead you. En ons gaan 'n bietjie kyk vanoggend na wat beteken dit as die Here my lei. Die lei in die Hebreëse woord beteken naha. To conduct by inference, to protect, sustain, carry, feel, guide, lead gently on. Die Here gaan jou nie by jou nek vat en sê, die kan doen nie. Maar deur sy gees gaan jy in die regte rigting lei. En ons as mens moet versigtig wees hoe ons luister na die leiding van die Heilige Gees in ons lewens. Baie keer wil ons eie ding doen. 'n eie manier. Ek wil so maak. Ek kan dit doen. Maar is dit van die Here af? Maar wanneer sê Gees van God, lei U my, wees met my, dan kan die Here my bestuur. He's going to feed and guide me. He's going to lead me gently on. Psalm 31:4 sê dit. Want U is my rots en my bergvesting. En om U naam ontwil sal U my lei en my bestuur. Here, U sal my lei, my bestuur. For thou art my rock and my fortress, therefore, for thy name's sake, lead me and guide me. Hoe baie van ons maak 'n fout? As jy in 'n kar sit en jy bestuur, dan wil jy daai stuurwiel vashou en ry. En jou ding doen. Maar dan kom 'n tyd wanneer ons in ons lewens besef, ek is moenie meer in beheer, wees God met my bestuur. God moet met my wees. En ons kan dit van die Here vra om oor te vat. So 50 geld plus. Ek werk by Atlas, soos baie van die besef en weet. Ek was die naweek nou so toe na my ouers toe. Toe ons wil ry die Sondagmiddag, toe is daar oorvloedings, die Warmwaterpad is toe, al die ander baie problems daar, al die baie is onder water. En kort bel my moeder die AA, om toe, wanneer is die baie oop? 3 dae oggend, die maandagoggend, toe kom maak sy ons wat, hulle sê die pad is ook progress daarom. Nou met ek Kreersdorp toe, van Kreersdorp met ek nog Kaltenwil toe ook, gaan my sussie daar te gaan aflaai. So ry die oggend, van Kreersdorp toe, ry al die pad van Kreersdorp, terug Brakpan toe, my sussie is by my ouma afgelaai, gaan werk die dag, na die werk, ek terug Brakpan toe, Kreersdorp toe, en toe ry sy Kaltenwil toe, en kom ek weer terug, Atlas toe. Nou moet julle mooi luister, kan die Here jou lei, kan die Here die stuur oorvat. Op die N2 snelweg, daarna by Selwies kan, julle kan die pad ken. So ek so moe, ek kan nie meer nie. Ek voel, ek ry die kant toe, daai kant toe. En ek weet, ek kan nie op die snelweg stop nie. En ek wil by die enkel kwartier kom by Atlas.
Want vanmorgen moet ek weer gaan werk. En ek sê hierdie woorde, Here, U woord sê U lei my. U woord sê U sal my stuur. En ek sê hierdie woorde, ek sê Here, ek gee nou hierdie kans se stuurwiel oor in U hande. Here, U moet er verder bestuur. Dit klink soos 'n storie, maar dit is die werklikheid. En ek los die stuur en ek word wakker toe ek hier by die snelweg afklim, Atlasweg. Toe word ek vir die eerste keer wakker. M2 af op die N3 op die S12 het ek gery. Die hele tyd was ek bewus daarvan nie. Maar toe by Atlasweg kom met my kar se flikkerlig aan, toe sê ek klim af. Wie het my gestuur daai tyd? God, want hy sê doen dit. En hy kan dieselfde vir jy, maar nie net in daai geval nie, in my alledaagse lewe, moet hy ook die leiding neem in my lewe, sodat hy control. Exodus 15:13 sê, U het deur U guns die volk gelei, die God se guns, wat U verlos het, U het hulle deur U krag na U heilige woning gevoer. Thou in thy mercy hast led forth thy people, which thou hast redeemed. Thou hast guided them in thy strength into thy holy habitation. As God die volk van Israel kon gelei het deur die woestyn, vir hulle gesorg het, daar vir hulle gewees het, is hy nie die God wat jou moontlike vir jou en vir my kan doen vandag nie? Is hy nie die God wat kan sê, ek lei jou deur die omstandighede van die lewe? Ek lei Cliff het gesê, die storms van die lewe, die situasie van die lewe, God wil jy daar deur lei, maar ons as mens kyk na die storms, sê Here, kan ek dit nie 'n ander pad soek nie, kan ek nie 'n ander weg soek nie. Daar's 'n TV-program wat ek baie lief is om na te kyk, omdat ek met vliegtuie gewerk het, Air Crash Investigation. Dan sien ek, hier kom die radarskerm van die loods, hulle sien daar so 'n storm, dan raad hulle die beheertoring, sê, kan ek hoor omgaan op ander kant deur om verby daai storm te kom? God sê, ek gaan met jou saam deur die storm. Amen. God is met jou, hoor die woord van die Here. Maak nie saak wat die storm van jou lewe behels nie. God sê, ek is met jou, net soos my volk in die woestyn gelei het, was ek daar vir jou, net so is hy saam met ons. Romeine 2 vers 11 sê dit, want daar is geen aanneming van die persoon by God nie, for there is no partiality and you favor unfairness with him, for one man is not different from another. Die Here het nie die Israeliete gesê, ek sal julle lei. God sê, jy is net so belangrik. As geen aanneming nie. As die Here vir my kon gelei deur die jare deur sy Gees, kan God dieselfde vir u doen. Amen. Daar's geen verskil nie. Ek is nie die Here se blue-eye boy nie. Ek is nie sy oogappel nie. Die woord sê inteendeel, ons is almal sy oogappels. Amen. En wat doen jy vir jou oogappel? Ek sien klein Janie so saam met Buddy en Tom. Dis hulle oogappel. En wat sy alles reg kry by ouma. Hoekom? Dit is haar oogappel. As jy God se oogappel is, die Here gaan dieselfde vir jou doen en vir my. Want dit sê woord. Wie lei jou is die vraag? Who leads you? Lei die Grieks beteken ago. Properly to lead by implication to bring, drive, go, or induce, veroorsaak. Induce beteken veroorsaak. Bring forth, carry, keep, lead away, be open. Kom ons wil sê, Romeine 8 vers 14. Dan moet jy mooi luister. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. For all who led by God's Spirit are the sons of God. Met ander woorde, as God se Gees my lei, verklaar dit wie ek is. Seun van God. Kind van God. As jy jouself laat lei, hoe sê die Afrikaanse spreekwoord, jy word deur jou neus gelei, as dit reg is, nee?
Maar wanneer God sy gees jou lei, maak dit 'n verskil. Jy weet verseker, ek is sy kind. As ek moet net vertel, deur die jare, kan ek net sê, God sy gees lei my. God sy gees is daar vir my. Dan maak my bly, want ek weet, die Bybel roep dit uit, maar jy is sy kind, jy is sy seun, jy word deur sy gees gelei. En dit is die belangrikste saak van alles. Lukas 4:1 sê dit, en Jesus het vol van die Heilige Gees, hoor mooi, teruggekeer van die Jordaan af, dis na hy gedoop is, en is deur die Gees in die woestyn gelei. Then Jesus, full and controlled by the Holy Spirit, the God daarvan, returned from the Jordan, was led in by the Holy Spirit. Full and controlled by the Holy Spirit. En hy lei my na waters van rus. Ons sal later by die waters van rus kom. Hy lei my. En Jesus, vol van die Heilige Gees, word deur die Heilige Gees gelei. Woestyn toe. Wat gebeur in die woestyn na 40 dae? Dat hy gevas het. Kom die Satan na die seun van God toe en probeer hom verlei. Nie lei nie, verlei. As jy vir my neerbuig, as jy dit doen, sal dit vir jou gee. Wat sê Jesus vir Satan? Daar staan geskrywe. En wanneer ons op die punt kom, en die Satan wil voor ons staan, wanneer die Here se Gees ons lei, en die duiwel wil sê, man, dis 'n maklike paadjie, dis 'n ander paadjie. Vat dit. Moet jy kan opstaan en sê, daar staan geskrywe. Jy moet die woord vir hom gee, dat hy moet weet, hy moet vlug. En net so kan dit in jou lewe gebeur, in my lewe, wanneer ons vasberade is op die woord van die Here staan. Galasiërs 5:18 sê dit, maar as julle deur die Gees gelei word, dan as julle nie onder die wet nie. But if you are led by the Holy Spirit, you are not subject to the law. Met ander woorde, hulle kan nie met die wet van die Ou Testament sê, mag nie doen nie dit. Die Gees van God is daar, om jou te lei in die volle waarheid, in die werklikheid wat wie God se plan is vir jou lewe. Amen. Ons hoef jou gedinge te voel, ek het nou so en so gemaak, as God se Gees in jou is, dan weet jy, verseker, dis God se Gees wat jou lei, al het jy gestruikel en geval. Wie van ons is daar nie wat struikel en val nie? Of is daar sulke heilige mense hierso? Dis heilig. Het jy laaste week nie daar gestruikel nie? Daar's net 'n woord, of 'n dag, of denkwyse. Maar ek weet verseker, wat sê die woord? Julle kan dit gaan lees in Johannes 1:9. My kinders, ek skryf hier, of 1 Johannes 2:1. My kinders, ek skryf hierdie dinge, dat julle nie moet sondig nie. Ons moet nie sondig ons lewe. Maar as een van julle gesondig het ons 'n voorspraak by die Vader, wat nie alleen vir ons sondes gesterf het nie, maar ook die sondes van die hele wêreld. Here, ek het verkeerd gedoen. Die Gees van die Here oortuig my, want julle kan nie vir my sê, God se Gees oortuig jy nie as jy iets verkeerd gedoen of gesê het nie. Jy weet dadelik. Die wet sê, jy mag dit nie doen nie. God se Gees sê, jy het nou verkeerd opgetree. Here, vergewe my, advokaat. Die Engels sê, we've got an advocate. Die advokaat, as ons erkentlik is, sê, Here, vergewe my, dan tree die advokaat by die regter in, sê, regte Vader, wie te vra om verskoning, hy het verkeerd gedoen. Wat sê die regter vir die advokaat? Jou bloed reinig hom van alle sonde. En dis waar ons staan, as ons toelaat dat die Gees van God ons lei, en besef,
Waarheen lei ons? Where is He leading us to? Na waters waar rus is, beside the still waters. Die Hebreëse woord wat hier gebruik word, waters waar rus is, still waters, beteken peacefully. And abode, comfortable, ease, quiet, rest, in place, stil. Ander woorde daar wat kalm en rustig is. In jou binneste is jy gejaag. Jy voel onrustig. Jy's benoud. Cliff het so mooi gestaan, hy is bang vir die donkerte, hy vrees dit. Maar wanneer die Here saam met hom is, dan is daar 'n verskil. Wanneer die Here saam met jou is, daar kalmte in jou lewe. Ek wonder, hoeveel van u gaan slaap, of probeer slaap, dan rol jy rond van die kant en daai kant toe, want jy is kom met dit. Jy wonder wat gaan gebeur. My vrou sê, as my kop die kussen raak, dan sy nie lang kan slaap het. Ek het baie probleme, ja. Baie omstandighede. Maar ek weet wie is in beheer. Ek ken 'n God wat in beheer is van my lewe. In Randfontein, toe daar in die bediening was in die gemeente, het die pastorale korps en die predikerskorps gereeld by mekaar gekom. En ek stap die een op by die een kerksaal verby, die vensters is oop. Die instap sê die een dominee vir my, Peter, het jy nie probleme nie? Sê, hoe kom? Sê, elke keer as jy sien, dan glimlag jy. En lyk hoe jy nie probleme het. Sê, ons het met mekaar gepraat, ons het soveel probleme on ons. Kan nie rustig wees nie. Weet jy wat sê? Julle sal nie weet, ek het baie probleme. Maar ek weet aan wie ek my probleme kan gee. Ek los en sê aan. As die 1 Petrus 5 sê vir ons, werk al jou bekommernis, al jou laste, alles op hom, want hy sorg vir jou. En as jy dit kan kom in die gees, sê die gees lei my, om die las wat ek dra, die bekommernis aan die voete te lê. Wat gaan gebeur? Gaan die Here sê, ek stel nie belang daarin nie. Hy sê, gee dit vir my. Almal wat swaar en belas is, kom na my toe. Dis God se gees wat uitroep in jou binneste, wat jou lei na die oplossing toe. Daarom is dit so belangrik om te besef, waarmee gaan dit? Jesaja 66, so sê die Here, die hemel is my troon, en die aarde die voetbank vir my voete. Waar is dan die huis wat vir julle sal vir my bou? En waar die plek waar my rusplek? En dis 'n geweldige Hebreëse woord sal wees, wat ook beteken, waar daar stil en kalmte en rus is. Thus says the Lord, the heaven is my throne and the earth my footstool. Where is the house that you built unto me? Where is the place of my rest? Die Here soek rus. Waar? In die huis van die Here. Is vanoggend hier, omdat die gees van die Here jou hiernatoe gelei. My vrou sê vanoggend, terwyl ons klaar maak, toe ons ook by die gemeente in Bronkhorstspruit aan bid het, het ons geslaap, 'n bietjie laat geslaap, en ons aan wakker plak aan ons kerk toe. Maar nou moet ons 6:00 die oggend opstaan hier te kom, hier te wees. Maar as ons so voorreg, want ons wil hier wees, want God het ons gelei, deur sy gees. En na die waters van rus toe gelei, hierdie kalm atmosfeer. Waar op 'n ander plek gaan jy kry wat ons alreeds vanoggend beleef het? Want God se gees naby ons teenwoordig is. God wil hier wees. En hy wil jou ook hier hê. So as jy rustigheid soek vir jou siel, sorg dat jy elke diens hier is. Kan jy rustigheid vind in jou siel, want die Here se rus is daar. Hy is daar met ons. Matteus 18:20 sê, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. For where 2 or 3 gather in my name,
there I am in their midst. Die ek is. En ons rukkie teruggekyk, wie is die ek is? God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Hy is in ons midde. Amen. Die ek is hier. Daarom kan ek kom ontspan in die huis van die Here, kan rustig wees. Wie van julle sit nou met bekommernisse wat môre gaan gebeur? Dit is rustig in die Here. En die stille waters rus julle. Julle is rustig. Ek sien die een hierso wat, die Engels was agitated. Ek hoop nie julle sit so hierso nie. Ek moet nou vlaar kry. God se woord sê bring kalmte. As jy eisap is, jy met kalmte, die kalmte van die Here. Ja, prys. Want hy lei jou na stille waters, waar kalmte rus is. En hy wil hê jy moet dit geniet. Malaki 3:16, hoor wat gebeur as ons by mekaar kom. Toe die wat die Here vrees met mekaar gespreek. En die Here het dit opgemerk en gehoor. God sien dit raak met ons wat hier is. En daar's 'n gedenkboek vir sy aangesig geskrywe, vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Then they that feared the Lord spoke often to one another, and the Lord hearkened and heard it. And a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord and that thought upon his name. Amen. Die Here is hier. Jy stil te staan. Ek het een gedeelte gelees, daar word 'n tiele geneem in die hemele wanneer ons by mekaar is. Daar word 'n register gehou. Wil jy uitverloor by die register? Ag Here, ek het so 'n bietjie van 'n hoofpyn. Ag Here, ek voel nie so lekker. Ag Here, dit is 'n bietjie koud vanoggend. Ek sal liewer in lê. Ken ons daai verskonings? Maklik om verskoning te maak. Ek sê altyd, iemand het eendag vir my kom sê, pastoor, ek sal nie daar wees nie. Toe sê ek vir die persoon, luister, as jou verskoning by die Here krag dra, jy kan by die Here verskoning vra, om nie daar te wees, dan gaan ons goed met jou. Maar as jy net verskoning het, om verskoning te hê, sê, ag, die Here verstaan, dit is nie so nie, hy lei jou, en wie bring my stille waters, die rustige waters. So dink daaraan, wat sê die Here vir ons? Word gelei na die fontein van water, be led to the springs of water. Jesaja 49 vers 10 sê dit, hulle sal geen honger en geen dors hê nie, en die woestyn gloed en die son sal hulle nie steek nie, want hulle ontfermende sal hulle lei en hulle sakkies aanbring na die fontein van water. They shall not hunger nor thirst, neither shall they heat nor the sun smite them. For he that hath mercy on them shall lead them, even by the springs of water shall he guide them. Die Here wil jou by die strome van rustige waters. Ag, dit is lekker in die huis. Ons het gesing, dit is so heerlik om die Here te dien. Daar's 'n ander koortjie, dit is so lekker om die Here te dien. Dit is lekker, want daar's vreugde, daar's fees saam met alles is lekker onder mekaar. Ons kan mekaar die oë kyk sê, ek waardeer jou met die liefde van die Here. Ek so bly is in die huis van die Here. En ek dink, ons moet dit doen as ons nou uitgaan. Moet jy iemand vaskyk en sê, ek is so bly, jy was saam met my in die huis van die Here. Kyk wat gaan gebeur. Want die Here vra dit. Openbaring 7 vers 16, tot die einde toe sal dit daar wees vir ons. 7 vers 16 en 17. Hulle sal nie meer honger en meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy, en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trone van hulle oë afvee. They shall hunger no more, neither thirst anymore, neither shall the sun light on them, nor in the heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them and shall lead them into living fountains of water, and God shall wipe away all the tears from their eyes. Die Here wil
Ek sluit met die volgende. As God ons lei, hoe was hy Romeine 2 vers 4? Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Wat wil God doen? Ek is bekeerd. Maar gaan lees van die 7 kerke, dispensasie in die boek van Openbaring, 2 tot Openbaring 3. En die Here sê, bekeer jou. Bekeer jou. Bekeer jou. In 'n gemeente. Bekeer jou. Want jy het jou eerste liefde nagelaat. Die liefde vir God. Is dit die waarheid? Wie so lief vir die Here is wat jy was toe jy op bekering gekom het? Is jy so getrou? Is jy op die plek waar jy moet wees? Ek onthou, jongman dan Christus, gemeente. Jongie, die Sondag aankom my magtig tot bekering, en was 'n Sondag. Maandag aan toe die kerk op by mekaar kom, toe sy daar by die kerk. Pastor David sê, my broeder, wat sit jy nou hier? Pastor, ek hoor as kerk, die deur is oop, ek wil nie wees. Wanneer ons het u daai punt gekom, dat die Gees van die Here net lei, sê ek wil in die huis van die Here wees, want daar's rus, daar's vrede, waar is wat rus is daar, want die Here is met ons daar, die Here ontmoet ons daar, ek wil die aanmoedig vandag, hoor wat sê die woord, hy wil jou lei na die waters waar rus is. Amen. Die Here wag vir jou om hier te wees. Amen. Wat gaan u doen daarmee? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u 'n plan het met ons, u wil ons lei. Dat kalmte. Dat tevredenheid. Dat berusting in u. Maar baie keer is ons hardkoppig en hardnekkig. Ek wil my eie ding doen, los my uit, moenie met my praat nie. Ek is reg soos ek is. Moenie met my farm sê, Here. Maar Here, u woord is baie duidelik, u wil ons lei. U wil ons pad waar ons moet wees. Nie ons eie gedagtes nie, nie ons eie planne nie, nie ons eie redenasies nie. Dit lei ons in verkeerde rigting. Maar Here, as u Gees ons lei, dan sal iets anders. Dan sal blydskap, geluk, tevredenheid. Dat is 'n openlikheid. Dat is net iets besonders van uw God se Gees ons lei. Daarom bid ek en vra, Here, dat ons sal van vandag af die keuse maak. Lei my. Lei my na die waters waar daar rus is. Lei my, Here, lei my. Dat ons kan weer die Here wag vir ons hier. Met sy heerlikheid, sy rus, sy alles. Ek bid dit dat die Heilige Gees die naprediker sal wees om ons te lei na die volheid van ons voordeel om Christus te wees. In Jesus mooi naam. Amen. Baie dankie. Doen dit, leef dit uit, vat dit die woord. Die was hier die woord vir jou. Maak die Here die ryklik seën. Baie dankie. Dankie vir dit.